Hallo maats en welkom by hierdie week se les. Vandag wil ek vir julle 'n stukkie vertel en lees uit Psalm 66. Nou die is 'n baie mooi psalm en het 20 versies wat verduidelik al die wonderlike dade wat God gedoen het. En hoekom ons as mens hom kan prys. Dit vertel van hoe God die Israeliete uit Egipte uitgelei het, hoe goed hy vir hulle was, en dan die belangrikste ding wat die digter hier vir ons vertel, wat God gedoen het, die merkwaardigste ding, die awesomeste ding wat God gedoen het, is dat hy het hierdie persoon se gebede verhoor. Dit beteken dat God het na die persoon se gebede geluister. Nou ek weet nie wie van julle het al gevoel asof julle gebede soms nie 'n verskil maak nie. Of as jy iets bid, dat jou gebed soms teen die dak vassit en dat niemand dit hoor nie. Soms bid ons ook gebede hier in ons hart, waarvan niemand anders weet nie. Ons sê daai gebedjies nie noodwendig hardop nie, en dalk weet mamma of pappa nie eers van daai gebedjies nie. En dis oukei. Dit is heeltemal oukei, want weet jy wat? God weet van hulle. God luister na al ons gebede. Of dit 'n gebed is wat ons hardop sê, en of dit 'n gebed is wat ons hier in ons hartjie met God oorgesels. God weet van dit. Hy luister na ons gebede. En God sal op die regte tyd en op die regte manier ons gebede beantwoord. Soms kry ons nie altyd wat ons bid nie. En dit is oukei. Weet julle hoekom? Want God weet baie beter as wat ons weet. So soms as God nee sê, is dit omdat hy weet dat of ons is nog nie reg vir daai antwoord nie, of hy het iets eenvoudigs beters in gedagte. En dit is vir my baie opwindend. Om te dink dat God weet wat ek nodig het en wanneer ek dit genodig kry. En dat hy na ons gebede luister. Dit is vir my so wonderlik. Nou ek gaan vir julle ietsie wys om te illustreer hoe God na ons gebede luister. So Tannie Marika gaan nou weer die kamera moet skuif. Byt vas, hier gaan ons. Dis hy maats, nou hier kan julle weer eens Tannie Marika se hande sien, en ek gaan weer vir julle 'n eksperiment wys. Ek het hom so gesit, sodat julle die glas baie mooi kan sien. Nou in hierdie glas het dan die water en bietjie van hierdie skeerroom gesit. Dit is hierdie laagie hierbo. Nou kom ons sê, hierdie boonste laagie voel soms soos die dak waarin ons gebede vassit. En hierdie bakkies met gekleurde water is ons gebede. So soms voel dit asof ons gebede op hierdie wit laagie vassit, en ons gaan nou maak asof God hieronder is, dat hy nie ons gebede kan hoor nie. Maar Tannie wil vir julle wys, wat gebeur as ons bid. So hier het Tannie nou die een bakkie. Ons trap so 'n bietjie van dit. So as een van ons gebede in. Sien julle daaronder? Sien julle wat daar gebeur? Toe maar, ons gaan nou helder kleure gebruik. Tannie gaan die glas oplig. Ek wil dit vir julle baie mooi duidelik wys. Sien julle daar? Ek weet nie of dit eintlik help nie. Tannie sal net nou 'n mooi foto neem. Hier is die rooi. Nog van ons gebede. Kyk daar, dit wys mooi. En hier kom nog van ons gebede. Tannie gaan nou die kamera onder toe skuif, laat julle kan sien wat hier gebeur.
Kyk daar. Soos wat ons gebede bid, hak dit nie vas op die plafon nie. God hoor al ons gebede, al bid ons dit saggies in ons hart. Julle onthou daai eerste een wat aan Amerika ingegaan het nie so mooi kleur gewys nie. Nou kom ons sê dit is die gebede wat in ons hartjies gebid word, die kleur. God hoor dit. En selfs die wat ons hardop bid, hoor God ook nog steeds. Hy hoor al ons gebede wat ons bid. Elke liewe een hoor hy. Maak nie saak of dit hardop is en of ons dit saggies in ons hartjie vir onsself bid nie. En dink dat niemand ons gehoor nie. God hoor ons nog steeds. Hy luister na al ons gebede. Daar sy maats, ek hoop julle het hierdie lesie geniet en dat julle nou weet dat God na al ons gebede luister. Maak nie saak of ons dit in ons hart fluister en of ons dit hardop bid vir iemand nie. God hoor ons hart, hy hoor ons gebede en hy sal op die regte tyd, op sy manier dit vir ons beantwoord. Dat Tannie wil vir julle bid en dan moet julle 'n geseënde week hê. Vader, ek dank U vir die kinders, ek dank U vir die goedheid en die guns oor hulle lewens. Here, ek dank U dat U ons gebede hoor. Maak nie saak hoe oud ons is nie, dat U 'n plan met ons lewens het. Here, ek bid dat U Heilige Gees hierdie woord waar sal maak in die kinders se harte en dat hulle met vrede sal weet dat U hulle hoor. Ek bid U seën en U beskerming oor hulle uit. In Jesus naam. Amen en amen. Maats, julle moet 'n geseënde week en dan sien ons mekaar volgende week weer. Dan is sien baie uit. Totsiens.